Vriende, goeiedag. Ek is Marius Barnard. Ek is 'n sakeman van Pretoria en ek is 'n boer. Ek boer ook met wild, maar ek is ook boer in my hart en in my bloed en in my gene. En baie van die mense wat nou lanklaas vir my gesien video's maak, het dalk gewonder en ek hoor die stories loop al buite, wat het van Marius Barnard geword, want julle weet ek was op 'n stadium baie uitgesprake gewees oor my herkoms, my gevoel vir my volk, my taal, as ook die voortbestaan van nie net myself nie, maar vir my kinders en my kleinkinders en die toekoms wat ek myself en vir ons as gesin, as Barnard gesin en medeboergenote voorgin in hierdie pragtige land waarin ons woon. En julle sal onthou dat so 'n jaar of 2 jaar dalk al gelede het ek 'n gesprek gehad hier by my huis waar ons 'n opname gedoen het met 'n paar manne oor die sogenaamde ZAR boervolk. En intussen het daar geweldig baie water in die see geloop rondom hierdie hele saak en ons het dit goed gedink om weer 'n opvolgvideo reeksie te maak om vir die mense daar buite net 'n bietjie meer te vertel, wat is die ZAR boervolk, wie is ons, waarvoor staan ons, waarmee hou ons onsself besig, is ons nog aan die gang, want daar was mense wat gekom het en gegaan het en daar was baie video's op sosiale media vrygestel oor mense wat persoonlike dinge gehad het teenoor van die mense wat saam met ons in 'n groep betrokke was. En ek dink is tyd dat ons hierdie ding verder vat en ek wil vandag vir weer 'n baie besondere gas, maar ook 'n baie goeie vriend van my, Liebrecht van Jaarsveld, wil ek geweldig welkom sê hier by my huis. Liebrecht, is altyd so lekker om jou te praat. Vandat ons laat gepraat het, ek sien ek het ook 'n bietjie grys hare bygekry soos. Ja, die wysheid het daarom bygekom. Ja, die wysheid het bygekom. Ek wil net in die deur val, Liebrecht, deur vir jou te sê dat jy het vir my op 'n stadium 'n boodskap gestuur op sosiale media waarin jy vir my die vraag gevra het, Marius, jy sê jy's 'n boer. Hoe kan jy dit bewys? En toe het ek nou lank gesoek na daai kommentaar, want soos jy weet, baie van die video's wat ek in die verlede geplaas het, party van hulle nou oor 1 miljoen kyk al gehad, maar ek wou weet, wat bedoel jy daarby? En toe het ek jou nommer opgespoor en jou geskakel en ek en jy het seker vir 3-4 ure lank daai aand gepraat en ek het 'n magdom vraag gehad. Want ek dink soos met baie mense daar buite is ons bekommerd oor die situasie in die land, maar ons weet nie wat om te doen nie. Jy weet, so nou is daar baie satellietmaatskappye en groepies en groeperinge waarby die ouens wil aansluit om teenstand te bied of om op te staan vir ons regte. Maar ons weet nie regtig is dit die regte roete om te volg nie. Maar toe ek hierdie ding van die ZAR boervolk hoor, toe het ek in my hart geweet, in my hart, dat dit is wat ek moet doen. Ek het 'n amper obsessie daarmee gehad. Vind jy dat dit ook so is met ander mense wat met hierdie emansipasieproses te doen het, Liebrecht, of hoe ervaar jy dit? Marius, ja, eerstens baie dankie vir die geleentheid om weer bietjie op te praat en op te skerp oor waar ons op die oomblik staan en waar ons vorder. En ek moet jou gelukwens, ek dink jy is een van die min mense wat in 'n baie kort tydjie 'n magdom van inligting deurgewerk het en vir jouself die saak gaan uitmaak het. Dit het myself 6 maande gevat om seker te maak dat ek seker is oor wat ek moet weet. Maar ek dink julle het dit in basies 'n kwessie van 2-3 weke het jy daai besluit gemaak en ja, hier sit ons vandag weer eens. So ons is nog hier, ons het nog nêrens heen gegaan nie. Ek dink waar ons staan op die oomblik as ons die goed vir onsself moet uitwerk is dat ons gaan nog steeds vorentoe. En ons weet van die begin af, die groei gaan stadig wees. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. Daar is goed wat maar moet uitspeel. Ons werk in 'n stelsel wat eintlik teen ons is. En ek meen, so wat jy self die goed opgesoek het jy ook gesien. Niks wat ons doen is onwettig nie. Ons is nie 'n terroriste of 'n militia groep of enigiets nie. Ons staan vir die voortbestaan van die boervolk wat die Transvaal en die Vrystaat en dan 21 ander republieke basies verteenwoordig. Ja. Ons staan vir daai groepering mense. En niks het in terme van dit nog regtig verander nie. Ons kan volgens artikel 235 het ons die volste reg om as 'n volk uit te kan leef en ons moet daai is basies in die boervolk se hande. En jy moet jouself identifiseer as 'n boer. Andersters as ek jou vra wat is jou identifikasie en jy wys van jou Suid-Afrikaanse ID, dan is jy nie deel van die boervolk nie. Okay, so hier is die hele probleem. En die mense moet dit nou baie mooi verstaan. Is dat volgens wat ek uitgevind het, was daar nog nooit so iets soos 'n Afrikaner volk nie. As ons in die geskiedenis ingaan en deur die loop van die gesprekke wat ons vandag gaan hê met jouself en met 'n paar ander mense,
blyk dit duidelik te wees dat daar al van die tyd wat die mense in die Kaap aangekom het, 'n onderskeid was tussen mense wat hulle self boer genoem het en mense wat hulle self Afrikaners genoem het. Wil jy so kortliks net sê hoe dit ontstaan het? Waar is die verskil tussen die boer en Afrikaner? En ek weet ons gaan dit nog baie aanraak, maar vertel vir my van jou kant af, hoe sien jy die verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner? Ek dink soos wat op die vorige video's ook gesê het, moet ons nie hou op die datums nie. Okay. Dit is maar in breë trekke basies. Het dit basies maar begin by almal dink dit begin by Jan van Riebeeck, wat nie eintlik regtig soos dis 'n groep mense wat maar in die Kaap aangekom het. Ek dink van die begin af was daar 'n groep wat hulle self deel van die boervolk gemaak het, waar die boervolk eintlik maar eers van wat dit 1652 van Jan van Riebeeck se kant af waar hulle weggetrek het uit die Kaap uit om onder daai onderdrukking uit te kom. En dit is eintlik jou boervolk basies. Met ander woorde, ek glo vas dit het iets met jou gene uit te waai. Ja. En daai ouens wat van Europa af in die Kaap aangekom het, hulle was boere daar gewees. Met ander woorde, dit was mense wat met die grond gewerk het, dit was mense wat met diere gewerk het, dit was mense wat in hulle beginsel mens wees, die DNA, hoe Vader hulle aan mekaar gesit het, was dit mense wat lief was vir die natuur, lief was daarvoor om met sekere goeders te werk, soos die diere en plante, en soos jy sê, hulle het die buitewyke van die Kaapstad, sê nou maar, het hulle gaan boer, en hulle het met diere geboer en plante geboer, en dit is die produkte wat hulle natuurlik aan die kompanie gelewer het, wat ook 'n vrymesselaar beweging was, het ons nou, weet ons nou vir 'n feit. En die kompanie het dit natuurlik teen 'n geweldige hoë wins verkoop aan die skepe wat verbygekom het. Nie arme boere het omtrent next to nothing daarvoor gekry nie. En hulle het hulle onderdruk ook. Hulle het nie beskerming vir hulle gebied of niks nie. Is dit waar dat die mense wat van Europa af daar aangekom het, 'n sekere klomp van hulle, so slawe vir iets so 60 of 90 maande lank moes 3 maande of ek weet nou nie 90 dae. Is dit waar dat hulle so slawe paaie moes bou in die Kaap voordat hulle vrygelaat kon word? Ja, daar is 'n groep wat basies jy moet jou volkskap, dink ek, in daai opsig moes jy voorwerk om in die Kaap te kon gewees het. Ja. En dit is maar deel van onderdrukking, en ek dink is ons maar in dieselfde stelsel deesdae ook, wat nie 'n ou stelsel is nie, dit werk suksesvol, so hoekom dit verander. Maar so onderdruk hulle jou, en daai groep boere het eenvoudig net op 'n stadium besluit, ons los alles agter, ons trek weg, ons gaan ons eie hemel op aarde op 'n ander plek gaan soek, en so het hulle die binneland begin intrek, en deur onderhandelinge het hulle sekere gronde bekom, daar's bittermin wat deur oorlog basies afgewend is, of afgedwing is, maar dis daai groep mense wat hoofsaaklik weggetrek het, en as ons kyk, die ZAR boervolk gaan hoofsaaklik oor die Transvaal en die Vrystaat, wat erkende boererepublieke was. Dis nie Afrikaner republieke nie, en heeltemal reg soos wat jy sê, daar is nie 'n Afrikaner volk nie, daar's 'n Afrikaner nasie. Nou 'n nasie is 'n samevoeging van verskillende etniese bevolkingsgroepe wat Afrikaans praat. Ja. En daarom was hulle toe nou Afrikaners genoem. Dit weet ons, dit wys die geskiedenis. Ja, die Afrikaner kom eintlik van Jonker Afrikaner en Oorlam Afrikaner wat maar kleerlinge in daai opsig was. En Chamberlain het daai goed begin gebruik om dit as 'n samestelling te sit. Ja. Want as jy kyk, daar het oor die 50,000 Afrikaners het oorlog gemaak teen die boervolk in 1901, die Anglo-Boereoorlog 2. En so ons moenie die goed verwar met mekaar. Ja. Afrikaner en 'n boer is 'n baie groot verskil. Ja. Alhoewel hulle nie wil hê jy moet dit glo nie, maar die bewyse is daarso. So. Kyk, ek het geweet van 'n kind af dat ek het boer in my bloed. My pa het dit vir my vertel. My oupa was een van die laaste mense wat as 'n seun van 16 of 17 jaar was hy ontslaan uit die tronke uit, omdat hy nie die mandaat wat die Engelse regering of die Britte daai tyd gehad het, hulle moes onderteken. My oupa het geweier. So ek weet vir 'n feit ek het bewyse, genoeg bewyse dat daar bloed in my bloed DNA binne in my is. Maar daar's tog baie mense wat sê nee man, maar jy kan nou nie, jy moet ons is nou nie, dan maak hulle grappies daaroor, jy weet, en sê maar hulle het nie 'n plaas nie, so hy's nie 'n boer nie, hy's 'n Afrikaner. Maar ek dink, jy weet, en ek gaan so deur ons gesprekke gaan ek so nou en dan so net so 'n woordjie uit die Bybel uithaal, want ek probeer my lewe deesdae nogal lei volgens wat die Bybel sê. So terloops, ek wil net vir die mense vertel dat julle sal weet dat ek my besigheid gesluit het op 'n Saterdag so 'n jaar en 'n half gelede, omdat ek besef het dat daar vir ons
gelieg is deur die kerkstelsel. Nou moet die mense baie mooi verduidelik, dit wat ek nou gaan sê is my persoonlike oortuigings, ek wil nie dit met enige iemand afforceer nie, maar ek wil vir julle sê dat ek het besluit om op 55-jarige ouderdom, nou onlangs, in die tyd wat ek myself weerhou het van sosiale media af en met ander goed besig gehou het ek besluit om die Bybel self van voor tot agter deur te lees. Ek is nie eers skaam om dit te erken nie, Liebrecht, want weet jy met hoeveel baie ouens ek praat, wat ek dieselfde vraag voorvra, het jy al die Bybel op een slag van voor tot agter deur gelees? Dan sê hulle vir my, nee, weet jy nog nie. En dis mense wat baie gelowige mense is. So die publiek moet daar buite weet dat hierdie sienings is my eie, maar ek dink tog dat daar is 'n baie groot hoeveelheid mense wat met my saamstem, net soos wat daar mense was wat met my saamgestem het die dag toe ek daai besigheid gaan sluit het en die video op sosiale media geplaas het. Na die tyd het ek baie daaroor nagedink oor die wyse waarop ek dit gedoen het. Maar toe besluit ek om die Bybel te lees en weet jy, ek het by dieselfde gevolgtrekking uitgekom, is dat as jy die Bybel van voor tot agter deurlees, dan kan jy praat mag is kennis. Dan kan jy praat met gesag oor dinge wat in die wêreld aangaan, want onthou nou, die Bybel, ek noem dit altyd in Engels die manual van die lewe. Dis ons lewensboek. En dit is waarom Vader sê dat sy mense gaan te gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Nou, wat se kennis is dit? Ek dink dat baie van ons probleme in ons land sou opgelos gewees het, mits die geskiedenis reg weergegee was aan ons kinders en aan ons voorouers, want selfs ons oumas en oupas, en hulle dalk oumas en oupas, en vir weet nie hoeveel generasies nie, was eintlik mislei deur 'n stelsel. En hierby sê ek nie dat elke persoon wat kerk toe gaan is 'n heiden nie, of elke dominee is 'n heiden nie, maar indien jy die Bybels as maatstaf gaan gebruik en sê dat God sê julle weet nie wat aangaan nie, omdat julle nie genoeg kennis het nie, dan moet die mense vandag baie eerlik met my wees en jy moet vir my sê, het jy jou Bybel al van voor tot agter gelees? Want indien jy dit nie gedoen het nie, dan het jy eintlik geen reg om met my oor hierdie goed te praat nie. Of om met my te stry nie, want ek kan jou verkeerd bewys met elke liewe ding wat die kerkstelsel vir ons probeer leer, of meeste kerksisteme vir ons probeer leer, die wyse waarop kerke gebou is. Ek gaan 'n bietjie op tone trap, maar gaan praat oor die Uniegebou, die sontempel wat daar van bo afkom, en die blote assosiasie met die negatiewe dinge in die wêreld wat op 'n geestelike vlak raak gesien moet word. Want vriende, ek het gekyk dat 'n mens se brein opereer op verskillende frekwensies. En as julle nou wonder waar kan al hierdie verskillende inligting gekom het, nou weet julle waar ek die laaste jaar nou al was. Ek het myself bemagtig met kennis en 'n mens gaan nooit ophou leer nie. Maar die een frekwensie waarteen jy opereer is wat ek noem God mode. Dit is waar jy besef dat God is hierso by jou elke liewe dag, om jou, met jou, hy's alles, hy's lig, hy's energie, en dan opereer mens natuurlik met 'n ander frekwensie waar dit jou menslike ding is, waar jy in die fisiese wêreld lewe en jy is bekommerd oor al hierdie dinge en die kinders se skoolgeld moet betaal word en finansies en so meer. Maar as jy kan begin opereer op 'n plek van jou lewe waar jy besef dat God is alles in jou lewe, dan bekommer jy eintlik oor absoluut niks nie, want jy weet daar's 'n rede waarvoor dinge gebeur in jou lewe. Nie altyd maklik nie, dit is nou goed maklik vir my om te sê. Maar vandat ek dit begin doen het ek besef wat die waarde is van kennis. Om die kennis op te tel, en kennis is gebaseer op wat agter jou gebeur. Ek sê baie keer vir my seuns, as jy wil weet wat voor jou gebeur, gaan kyk wat agter jou gebeur het. En dit is die geskiedenis. So, ek dink die luisteraars moet verstaan dat hierdie hele ding van die ZAR boervolk is gebaseer op, in my opinie, 'n geestelike besluit gewees. Om te sê, ek wil myself apart stel soos wat die woord sê. Hoe stel ek myself apart? Okay, deur 'n goddelike lewe te lei, deur die 10 gebooie na te kom, en terloops, weer eens, dis kennis. Die mense moet gaan kyk, wat sê en nou met die sosiale media en in die internet is dit eintlik so maklik om net te gaan Google, sê, wie het die oorspronklike Sabbat verander van 'n Saterdag na 'n Sondag? Wanneer was die laaste keer? Het Jesus, of Yeshua soos hulle hom genoem het in Hebreëus, het hy die Sabbat op 'n Saterdag of 'n Sondag gehou? Ek het onlangs met 'n ou gepraat, vriende, wat gesê dat hy weet die regte Sabbat is op 'n Saterdag, maar hy vier dit maar op 'n Sondag. My geestelike oortuiging was dat ek wil nie in enige mate iets doen wat my God kwaad gaan maak vir my nie. As hy in die Bybel daai dag 'n spesifieke naam geneem het en dis 'n Sabbat, dan is dit wat dit is. En dit is op daai wyse hoe ek my lewe lei. So
die woord sê, ken 'n persoon aan sy vrugte. As enige iemand vir my kan sê, hoor, hierdie Marius Barnard is 'n aap, want hy het sy besigheid gaan staan en toemaak. Ek het 'n baie groot risiko gevat en dit was 'n geweldige groot spanningvolle tyd in my lewe gewees om daai ding te gedoen het. Maar nou moet ek sê dat as ek terugkyk daarna vir die mense wat weet, sal hulle besef dat en ek kan getuig daarvan. Dis die lekkerste. Ek kan getuig daarvan en sê maar die paadjie wat ek loop is reg. En nou weet ek nog meer as van tevore waarom ek moes sogenaamd emansipeer. En ons gaan nou vir die mense verduidelik wat emansipasie aanbetref. Julle moet luister, julle moenie weggaan nie. Hierdie gesprek gaan baie interessant wees en dit het te doen met jou toekoms en jou kinders se toekoms in 'n land waar ons onderdruk word wat nie veel mense antwoorde voor het nie. Liebregte, 'n ander ding waaroor ek baie belangrik voel is die feit dat ek, soos ek sê, 'n boer is. Ek kyk 'n video nou eendag, gereeld video's op YouTube en dan sien ek hoe plan die ouens hulle Amerikaanse vla daar in hulle huise en hoe trots hulle is en die respek wat daar is wanneer daar 'n soldaat terugkom met die Amerikaanse vlag. Dis iets wat ek baie jare terug laas ervaar het. Ek dink die laaste wat ek dit ervaar het was toe ek in die weermag was en vir ons land moes help beklei en my diens lewer, voor dit vir al die jare 'n voortrekker van graad 1 tot matriek, presidentsverkenner geword. Daai jare was daar 'n trots binne in jou en jy het gevoel jy behoort aan iets en jy behoort aan iemand of 'n spesifieke groepering. En die laaste klomp jare, en ek mag dalk moontlik nou jy sê ons moet wegbly van datums af, maar hier van 1994 af, voel dit asof daar iets uit my binneste, uit my hart uit weggeskeer het. Dit het vir my gevoel ek behoort nie aan iemand nie, ek behoort nie aan iets nie, ek dryf in die lug rond, ek voel ons word onderdruk met hierdie belastingwette en al die implikasies wat dit op ons lewens het. En dan is daar mense wat ook nie weet nie, is hulle boer of is hulle Afrikaner nie, nê? En dit is waar dit nou kom, eintlik by die geskiedenis wat ek en oom Johan nou oor baie gaan gesels. Maar hoe voel jy in jou hart oor om boer te wees? Wat het dit vir jou beteken? Wat het dit by jou daai drang om iets te doen veroorsaak? Ek dink boere oor die algemeen is maar harde kop. Hulle is geneig om daai karaktereienskap oor die algemeen te hê. Maar om boer te wees is om te weet van waar af jy kom en dan as jy nie weet van waar af jy kom nie, weet jy ook nie waar jy op pad is nie. En ek dink ongelukkig die stelsel was baie suksesvol tot dusver om mense te leer om nie te weet wie hulle was nie. En so dit was van die begin af beplan. Ja, dis beplan. En ons vermoede is dat dit deur die Vrymeselaarbeweging en ander magte beplan was om beheer te probeer kry het natuurlik oor hierdie pragtige land wat hier was. Is ek reg? Ja, kyk, dit gaan ek dink op die einde van die dag maar oor ons minerale wat in die grond is. Ja. Ons het geen ander land nodig om enigiets te doen nie. Al die goed wat ons nodig het om enige iets te maak is op hierdie grond van ons beskikbaar. En ek dink net ons het 'n bedreiging geraak. Ek meen ons het in die 70's het ons tot 1000 ton goud per jaar geproduseer. Hoekom kan ons dit nie vandag doen nie? Want die pryse is dalk nog nie reg nie. So daar is nie armoede wat vir die mense hier beskikbaar is ter sprake nie. Daar is oor genoeg vir ons almal om 'n goeie lewe te leef. Maar vir my boerskap gaan oor om te kan bewys wie jy is. As ek vir jou vra wys my jou identifikasie, dan moet jy trots kan wees. En ek dink dis deel van patriotisme. Ons het vergeet om patriotte te wees vir dit waarin ons glo. Soos wat jy reg sê, gaan kyk met die Amerikaners. Ek meen, as hy 'n boot het, is daar 'n Amerikaanse vlag op sy stert. Ja. Hulle is trots om te wees wie hulle is. En dit is iets wat ons weer moet herlewe. En ek dink dit is waar ons ontvoogtingsgedeelte inkom, is om daai karakter weer te begin opbou, sodat ons weer besef dat mans en vrouens verstaan, daar's vir hulle gejok, hulle is as 'n korporasie geregistreer, wat nie eintlik enige regte het nie. En jy moet daai lewendige status moet jy weer terugvat, sodat jy 'n lewendige man en 'n lewendige vrou kan wees, en dan raak jy weer deel van die boervolk, wat eintlik maar 'n organisasie is, wat geen gelyke het op die aarde nie. Daar's niemand wat kan doen wat ons doen nie, want daar's nie regtig mans en vrouens wat die grond het wat ons het nie. En as jy gaan kyk na volkereg, volgens volkereg moet jy grond hê, jy moet 'n kasteel hê, jou huis is jou kasteel. Ons het 'n staande weermag wat jou eie mense is wat basies aan die stelsel deelneem. So ons het al daai komponente om as 'n volk geklassifiseer te word. Ons het 'n unieke taal,
En ek dink daai goed moet mooi opgepas word. Ons moenie dit laat verwaarloos nie. Maar daar is tog, as mens nou terugkom net na die oorspronklike vraag toe, is daar tog in beginsel 'n ek wil amper sê 'n persoonlikheidsverskil tussen 'n persoon wat kom ons noem dit dan nou maar Afrikaner DNA binne hom het en boer DNA in hom het. En soos ek dit al raak gesien het, is 'n boer iemand wat weer eens is 'n baie gelowige persoon. Dis 'n persoon wat baie familievas is. Dit is 'n persoon wat nie noodwendig altyd geld gedrewe is nie, maar integriteit gedrewe is. Is ek reg? Ja. Dis hoe ek my lewe lei. En dit is 'n persoon wat begin krap aan die geskiedenis om wel hierdie feitelike verskille wat daar bestaan tussen sogenaamde Afrikaner en 'n boer. En bygesê, ons is nie kwaad vir enigiemand nie. Ek is nie kwaad vir Afrikaners as jy 'n Afrikaner is nie, vir dieselfde rede dat ek nie kwaad is vir iemand as hy sê hy's 'n Zulu nie. Ek weet nie waarom die mense ons altyd as 'n regse organisasie of verregse militante organisasie of groepering wil sien nie. Want normaalweg, Liebrecht, is die boer nie iemand wat wil beklei nie. Nee, ons het nog nooit nie. Jy het wel die reg om jouself te verdedig as Natuurlijk. iemand jou probeer aanvat. Ja. Ja, ek dink as jy kyk, die boervolk wou nog nooit regtig beklei of is nie bekleierig in daai opsig nie. Ons wil net eenvoudig staan, ons wil uitgelos word, laat ons doen wat ons wil doen. Ek gun jou die vryheid wat jy nodig het op jou grond, gun my ook die vryheid wat ek nodig het op my grond. En dit is 'n wederwysige respek vir mekaar se regte en dis goddelike reg. Ons wil nie onder 'n statutêre stelsel werk wat jy eintlik nie regte het nie. Ja. En dis maar die beginsel dink ek van boer wees is om op jou eie te kan funksioneer, om te doen wat jy goed dink sonder om geoordeel te word. Solank jy niemand anders benadeel nie, het jy niks eintlik verkeerd gedoen nie. Ek stem heeltemal met jou saam. Ek is nie ou wat in enige behoefte het om aan 'n bekleierery met iemand betrokke te raak nie. Ons weet die geskiedenis het geleer dat die boervolk is mense wat 'n sekere murf en wat 'n sekere durf en moed in hulle het. En dit is dinge wat eie aan ons is. So moet ons nie in 'n hoekie druk nie. En ons het bewys dat ons is 'n gevaarlike volk. Ons is deur op verskillende geleenthede as die boervolk internasionaal erken, en ons kan later praat oor die verskillende konvensies, waar dit op skrif gegee is, wat die Afrikaner volk natuurlik niks van kan sê nie. Terloops, ek sit nou na my ID-boekie en kyk, maar hy beteken eintlik vir my niks. Die feit dat hy sê ek is 'n Suid-Afrikaner is vir my persoonlik, vir my Marius Barnard, is 'n ding wat sê jy kom daar, jy bly daar in daai land wat nou Suid-Afrika genoem is. Maar ek het ook 'n behoefte binne in my gehad om weer terug te kom na die wortels toe, na die kern van die saak toe. En dit is boer wees. En dit is iets wat ek dink ons en ons luisteraars en die mense wat na hierdie boodskappe luister, mooi moet oor gaan dink, is die integriteitssaak. Iemand wat nie, soos ek nou gesê het, noodwendig net geld gedrewe is, en jy sal op ander mense trap om by jou doelwitte by te kom nie. Maar dat ons wat regtig boer is, dit vir die regte redes doen. En dit is hoekom ons vandag gaan praat, vriende, oor hierdie emansipasieproses wat al baie lank bestaan en beskikbaar is vir ons om die basiese papierroete te volg om jouself te ontvoeg van hierdie operasie van die Republiek van Suid-Afrika om aan te sluit by die ZAR en na mate daar al hoe meer en meer mense aansluit, groei ons as organisasie, want ons noem onsself 'n kultuurorganisasie. Maar dan gaan dit vir ons ook natuurlik baie meer regte in die toekoms kan gee as ek dit reg verstaan, omdat ons daarom as 'n groepering van mense dit saam doen, mense wat dieselfde dink, mense wat dieselfde waardes in hulle lewe het. Ja, kyk, jy moet jou volkereg opneem. As jy nie jou volkereg opneem nie, verloor jy dit. En dan gaan hulle met jou eenvoudig maak wat hulle wil, want dan kan jy jou nie self toeëien om aan 'n spesifieke groep te behoort nie. En dan is jy identiteitsloos. En ek dink ook as jy gaan kyk, ook die boervolk hou miskien nie van beklei nie. Dis nie te sê ons is nie goed daarmee nie. Ek, soos jy reg sê, die geskiedenis bewys dat ons ek hou van 'n man wat 'n man kan staan en sy slag kan slaan. Ons is baie goed daarmee, ongelukkig, maar dis nie te sê dit is wat ons wil doen. Nee, natuurlik. Maar ek het die volste reg om myself te verdedig as iemand my regte probeer skend of my gesin bedreig of wat ook al. Ja. In beginsel gaan dit oor boer wees, nê? En ek dink ek wil dit sommer nou duidelik stel.
dat hierdie video is nie noodwendig vir al die mense daar buite bedoel. Want nie al die mense is boere nie. En as julle met my stry, glo vir my, ons kan dit vir julle bewys. Net soos wat 'n Zulu of 'n Tswana verskillende volkere vandaan kom of is, so is die boer daar. En met hierdie emansipasieproses, ontvoogtingsproses, bring ons weer die boer wees na die tafel toe. En ons sê maar luister, daar is 'n manier hoe ons as mense wat dieselfde voel soos wat ek en jy voel, kan saamgroepeer en dit kan baie moontlik ook Bybels kan dit uitspeel. En dit kan ook uitspeel volgens baie verskillende profesieë wat al gegee is deur verskillende mense wat beweer dat hulle profete is en dat hulle woord van Vader gekry het hieroor. En dit kan vir ons 'n baie goeie beduidende aanleiding gee van waartoe ons toekoms heen gaan, waarvoor ons moet oplet, waarvoor ons moet uitkyk en by wie ons moet skaar, wie die voordeel daaruit sal trek. Het jy nog iets by te sê oor wat dit beteken om 'n boer te wees? Ja, ek dink die ZAR is basies gebou op volkereg en om daai volkereg weer te laat herleef en daarvoor moet jy jou volkereg eerstens opneem. Met ander woorde, jy moet jouself ontsê die bedrog wat in jou naam gepleeg is, sodat jy weer 'n lewendige man of 'n lewendige vrou kan word en dan kan jy weer deel word van die ZAR boervolk. Maar dit gaan ook, dink ek, bietjie verder as dit, want as ons gaan kyk, byvoorbeeld, soos wat jy sê, geloof, dink ek, ons was nog altyd 'n gelowige volk gewees. Dis reg. Die vraag is altyd, watter geloof? Want daar is baie ouens wat hare kloof oor wie is reg en wat is reg. En ek dink, as ons gaan kyk, die rede hoekom ons as soewereine burgers van 'n land is jy het die volste reg om te glo wat jy wil glo. En jy moet ook die vryheid hê om dit te kan uitleef. Ja. Volgens wat jy glo, solank jy geen skade aan enigiemand andersters doen nie, het jy streng gesproke niks verkeerd gedoen nie. So ons het die reg om ons boerskap op te neem. Ja. En hierdie proses staan normaalweg bekend as emansipasie. Jy het nou 'n baie mooi woord daarvoor gegee. Ons noem dit ontvoogting. En wat dit behels, vriende, is om 'n proses te volg. 'n Proses wat internasionaal erken word. Ja. Is ek reg? Deur watter instansies word dit erken? Ek dink dit gaan maar meer oor jou gemeenereg gedeelte. Is as jy verstaan dat jy in bedrog, deur bedrogpleging in 'n RSA inkorporasie ingedwing is. Forceer is, ja. Ja, jou pa en jou ma dalk nie geweet het wat hulle gedoen het nie. Maar hierdie is die proses om jou daaruit uit te haal sodat jy nie meer 'n korporasie is nie, maar 'n lewendige man of 'n lewendige vrou. En dit begin alles met jou geboorte. Ja, 100%. Met ander woorde, jou geboortesertifikaat het 'n nommer op en daai nommer word as kollateraal of collateral soos Engelse sê gebruik om skuld aan te gaan tussen organisasies waarvan Suid-Afrika of die huidige regering 'n koöperasie is wat geregistreer is in Amerika, maar Amerika, soos ek dit reg verstaan, gaan weer terug Vatikaan toe. gaan terug Engeland en dan weer Vatikaan toe. En as jy nou die Bybel deurgelees het, dan sal jy verstaan. Ek het ook al gewonder, is hierdie nie die groot draak wat op die see is waarvan Openbaring en ek dink in Daniël of in die Segeel, weet van die profete gepraat het nie, die draak op die see nie, want as jy dink ons wette wat ons nou volg of waarteen die land bedryf word, is waterwette, dit is maritime law. Ja. So heeltemal reg. Is daar 'n Bybelse kans dat hierdie hele waterwetstelsel waar ons al hierdie duisende rande se belasting so goed moet betaal, gaan platval? Is dit die plan gewees met die Romeinse ryk destyds om die hele wêreld oor te neem en deur middel van 'n kerkstelsel ook en die verskillende geloofsdenominasies? En dit is wat die mense nie moet verwar nie, is dat ek het opgehou kerk toe gaan vir een eenvoudige rede, en dit is omdat ek glad nie saamgestem het met dit wat die dominee vir my gesê het nie. En toe ek dit begin ondersoek, toe sien ek dat maar my stellings was reg en syne verkeerd. En dis hoekom ek vroeër gesê dat ek moes die Bybel lees om seker te maak dat ek nou nie nonsens praat nie, maar dat ek met iemand daarmee, weet, 'n ingeligte gesprek kan hou en ingeligte besluite kan neem. So die ZAR Boervolk is 'n kultuurorganisasie wat gestig is juis om mense wat voel soos ons, wat voel hulle is boer in murg en been,
weg te kry van hierdie waterwetstelsel af met sekere voordele en nadele. Op die oomblik is ons dalk nog te min mense om 'n werklike groot verskil te maak. Want ek wil vir die mense sê daar buite, ek het geëmansipeer. Ek het my eie idee gekry en ek sal dit nou vir julle wys. Wat sê ek is 'n boer, ek het 'n boervolk idee en dit gaan oor die menseregte wat jy as 'n mens moet geniet. Jou godgegewe regte as 'n vry mens in hierdie wêreld deur nie onderdruk te word deur hierdie sataniese waterwette wat eintlik maar van Rome afkomstig is nie. Is ek reg? Dit hoe ek 100%, ja. beskryf ek dit reg. Ja. Ja, kyk, dit gaan maar terug na soos wat jy sê Maritime Admiralty Law en laws land, air and water. Ja. So en hulle wil jou graag in daai stelsel hou want dit is waar alles funksioneer. En hulle beheer jou. Hulle beheer dit, 100%, want dit gaan oor jy beheer die geldmag, jy beheer as jy geld beheer, beheer jy die kos. As jy die kos beheer, beheer jy die mense. En ons weet die meeste groot banke en goederes word ook deur hierdie mense besit. Ek dink almal van hulle is Omtrent al jou groot redelik daar, organisasies. ja, so. En dit is nie 'n slegte ding nie, daar is 'n maniere om rondom dit te funksioneer. Ons begin nou binnekort, ek dink hier by die 3de Desember, is een van ons nasionale wat bietjie meer oor die regte gaan uitbrei, die verskil tussen ontvoogding en emansipasie. En dan ook baie belangrik is ons werk op Romeins-Hollands gemeenereg, nie jou tipiese soos wat hulle Engels sê common law wat in Engeland en Amerika geld nie. Okay. So daai klasse is alles daar om mense bietjie meer te skool van wat is jou regte, wat kan jy doen. Maar dis goed wat ons moet leer. Niemand gaan hierdie vir jou op 'n silwer skinkbord gee nie. So, Ek het nogal soos jy nou gesê het toe ons begin gesels het, in die begin was dit vir my baie moeilik maar ek het geweet daar was 'n saadjie geplant binne in my hart en in my brein wat vir my gesê het toe jy my die dag gevra het, hoe kan jy bewys jy's 'n boer? Hoekom sê jy jy's 'n boer? En ek het gedink maar ek het nie eintlik 'n antwoord vir jou gehad nie. En dankie tog, jy's 'n vriendelike aangename ou. Jy het vir my vir ure lank kon ek jou vra en dankie nogmals vir al die tyd wat ek kon spandeer om jou te skakel, al was dit 11 uur die aand en nou Liebrecht het vir my verskriklik mooi alles verduidelik. So ons vat net gou kort saam. Ons sê dat wat is die verskil tussen boer en Afrikaner? Ja, daar is DNA verskille glo ek tussen 'n boer en 'n Afrikaner. Dit gaan baie beslis oor ons geskiedenis, oor die tipe mense wat in die Kaap aangekom het, die groepering wat hulle gevolg het om uit die en terloops die boere wat wou weggetrek het uit die Kaap was deur die kerkstelsel onder sensuur geplaas omdat hulle wou wegtrek. Juist. Nou wat sê dit vir jou al klaar? Wie sal wat sou Vader gesê het, God gesê het, as die mense gesê het, luister, ons wil ons goeie geloof behou, maar julle kom met allerlei pagan tradisies van Kersfees en al hierdie Paasfees en deesdae is dit mos nou Halloween. As jy jou huiswerk gaan doen, dan sien jy dit is so verkeerd. Vader sê in sy woord, julle feeste, ek het 'n afskeid aan julle feeste. Hy praat in die Bybel van die boom wat jy gaan afkap en vir hom planke sit, laat hy regop staan, julle versier dit met goud en silwer. Kyk, as enige iemand vir my kan sê, dis iets anders as 'n kersboom. En Vader sê, ek verafskiet daai feeste van julle. Nou as Vader sê, is ek nie jou wat gaan sê, luister, ek gaan nie na my God luister nie. En ek dink dis een van die groot redes waarom die boere ook wou weggetrek het uit die Kaap uit, boonbehalwe die feit dat hulle boggerel betaal was vir hulle produkte nie en misbruik was en dat hulle wou vry word en ons wou gekom het op 'n plek waar ons uitgelos geword het. En kyk, is Babylon. Die skrif sê duidelik kom uit daar uit. Ja. So en die stelsel is Babylon. Dit is die geldstelsel, die waterwette. En is 'n Satan geïnspireerde ding deur al die eeue. Mense dink dit het onlangs begin, maar dit is van die begin van die wêreld af kry die lig in die donker. Bedryf het nog altyd suksesvol, so en hoekom iets verander wat suksesvol werk. So Ja. dit verander miskien 'n klein bietjie van hoe dit lyk, maar dit is nie te sê hulle die stelsel verander nie. Hierdie stelsel opereer op die oomblik 100% korrek. Dis presies wat hulle wil hê. Jou kinders is in 'n skool, hulle word iets geleer wat hulle nie eintlik is nie. Jy word gedwing om sekere geskiedenis te leer en so gaan jou identiteit agterweë en jy leer nie wat jy moet leer nie. En ek weet 'n eenvoudige ding is en dit gaan nou dalk 'n paar mense redelik ontstel is. Kom ons van die oorlog in Duitsland. Was Hitler regtig wat hulle gesê het wat hy is of hoekom het 99% van die bevolking vir hom gestem? En daar sit jy presies dieselfde ding. Uit in 1933 byvoorbeeld het hy gesê presies wat Engeland aan die boervolk, pertinent die boervolk gedoen het in Suid-Afrika, gaan hulle met Duitsland doen. Dit het hy
al in 33 gesê. Dis nog lank voordat die beweerde goeters gebeur het wat hulle sê wat in Duitsland gebeur het. Ja. So ons kan nie daai goed ontken nie. Die boervolk word nog altyd erken, die Anglo-Boereoorlog. Dis nie die Anglo-Afrikaner oorlog nie. Dit is gaan kyk mooi die woordterminologie wat gebruik word. 'n Boer bly 'n boer, Ja. 'n Afrikaner bly Afrikaner en ek het ongelukkig slegte nuus vir die Afrikaners. Hulle het 'n stukkie grond, hulle weet dalk net nie presies waar dit is nie. Ons weet waar dit is, ons weet waar is die geskiedenis waarop dit neerkom. En dis nie dat ons mense wil weg hê of uit ons plek nie. Ons wil net oor onsself regeer en self vir ons kan besluit hoe ons lewens wil rangskik basies en hoe ons dit wil leef. En dit is deel van boer wees, om vir jouself te kan besluit as 'n lewendige man, het sy dit is, ons hoef nie volgens die statutêre stelsel se reëls en regulasies te werk nie, want daai is gefundamenteer op 'n korporasie en jy's nie 'n korporasie nie. As 'n lewendige man is daai wette en statute glad nie van toepassing op jou nie. Maar as jy nie leer hoe om daai goed te hanteer nie, gaan jy nooit weet jy's nie regtig vry nie. So ek wil eintlik sommer nou 'n ander belangrike vraag vra is, wat is ons as boere wat nou nog assosieer as boer in Suid-Afrika? Wat is ons eintlike doelwit? Ons doelwit dink ek as die ZAR boervolk is eerstens om ons grond terug te kry, om as 'n volk weer te kan opstaan en erken te word internasionaal. En ek dink ons is nog nooit ontken nie, dit is net ons het net nie daai ding verder basies opgesoek en gevat nie. Ek meen daar's voorbeelde daarvan, daar's 'n sekere organisasie wat probeer dit om te sê hulle is deel van die boervolk. En ek meen hulle het net nie eers by Den Haag se voorportaal verbygemaak nie, want hulle identifikasie sê hulle is Suid-Afrikaners. En daai wys juis pertinent vir jou, dit is belangrik om jou nasionaliteit reg te kan omskryf en op 'n sekere vlak moet jy tog deelneem aan dit wat 'n volk veronderstel is om te wees. En ons bly suiwer. Ons laat wel toe dat soos byvoorbeeld Duitsers, Russe, Ire, Skotte, hulle kan ontvoeg want hulle bly blank. Dit bly 'n blanke ras. Want dis die ander belangrike ding is taal, né? Baie mense vra daaroor. Taal, ja. En ek dink is nie eintlik ons praat nie eintlik Afrikaans nie. As jy die ouer geskrifte gaan kyk, dis boers of hulle het van die taal gepraat. En daar's mooi goed daaroor en ongelukkig, dis maar selfs so dink ek Engels en Amerikaans. As jy vir Amerikaners sê hy's 'n Engelsman, gaan hy vir jou redelik baie kwaad wees. So hulle hou nie daarvan nie. Ja. Maar hulle praat min of meer dieselfde taal. Die dialek verskil dalk 'n klein bietjie. Maar Afrikaans is nie hoofsaaklik die boervolk se taal nie, dis gekaap. So, Maar ons het in elk geval 'n baie jong taal. ja, 100% reg. Ja. Ek het nou eendag het ek 'n ding gekyk waar 'n jong dametjie nou onlangs sy mag dalk 20, 23 jaar oud wees in Amerika sê dat toe sy groot geword het, het sy in 'n huis groot geword waar hulle, ek kan nou nie onthou nie, sê nou maar 6 kinders was, haar maat was tuisteskepper, haar pa het gewerk vir sê nou maar $400 of $600 teen daai tyd. Sy sê maar hulle het 'n huis gehad wat hulle besit het, met 'n lekker erf, hulle het skool toe gegaan, haar pa het genoeg geld gehad om die skoolfonds te betaal en kos en klere en goeders te koop. Sy sê nou is sy 23, een generasie later. Sy sukkel om haar huur elke maand te betaal. Sy bly in 'n klein woonstelletjie wat nie hare is nie. Sy bly in 'n kar wat die banksin is. 'n Rye kar wat die banksin is. En so het ons verarm. Nou waar het al daai geld heen gegaan? Mense moet verstaan, daai finansies is in ander mense se sakke, nie in ons sakke nie. So ons moet iets doen om onsself uit daai situasie uit te kry. Nou goed, ons het gepraat van die ontvoogdingsproses. Dis vir my bietjie nuus dat julle nie praat van emansipasie nie. Terloops, ek moet daarom jou eintlik net reg voorgestel het en gesê dat Liebrecht, behalwe die feit dat hy my vriend is Liebrecht ook die baljuw van die ZAR boervolk. Nou wat is 'n baljuw? Ons werk basies op 3 poste op die oomblik. Daar's nie leiers regtig in die boervolk nie. Ons werk op poste en dit is die regter, kommissaris en dan 'n baljuw. Baljuw is basies net aanspreeklik vir die regspraak, soos 'n regter sê iemand moet gearresteer word of 'n brief of 'n dokument moet afgelewer word, dan sit die baljuw se werk. Ek dink op die oomblik is ons baie bevoorreg wat ou agterkom as boere maak hier die algemeen nie nonsens nie. Ja. So ek het nog nie een keer regtig 'n geval gehad waar iemand droog gemaak het en so dit lyk my ons is daarom 'n volk met mense wat integriteit het en wat
wat reg doen, wat nie ten gunste daarvan is om verkeerd te doen teenoor ander mans en vrouens. Nee, ons is nie. Ons is en as enige iemand hierdie proses wil misbruik, dan wil ons hulle in elk geval nie daar hê nie, want dan misbruik hulle dit vir die verkeerde redes. Ja, ons is nie daar om geld af te skryf of om jou trust wat in die statutêre stelsel geskep is na te jaag nie. Ons fokus is om die boervolk se regte te herstel en om daai grond en alles wat daarmee saamgaan basies weer terug te kry vir ons kinders en vir hulle nageslagte so. Ja. Liebrecht, baie dankie, dit was lekker. Ek wil nie te lank nou gesels nie. Natuurlik gaan ons het baie ander dinge om ook oor te gesels, maar ek wil net vir die luisteraars sê baie dankie dat jy gekyk het. Ons waardeer dit. En kyk gerus na die opvolgvideo's, want hier is baie belangrike dinge soos ek in die begin gesê het, wat nie net vir jou nie, maar vir jou familie en jou gesin en jou toekoms, jou finansies, alles 'n baie groot rol kan speel, veral in die tye waarin ons tans lewe. Ons lewe in tye waar Openbaring, so te sê, voor ons oë begin afspeel met die oorlogte, die gerugte wat plaasvind reg oor die wêreld in terme van die verspoelings, die donderweer, die vulkane wat uitbarstings is. Ek dink dat in 'n jaar was daar nie naaste by soveel groot natuurgebeurtenisse wat 'n mens amper die lyn kan trek, selfs met die bestaande lyntjie Israel daarbo wat hulle self Jode noem en nie Jode is nie, sê die woord. Liebrecht, dankie, ons gesels binnekort oor 'n ander onderwerp. En vrede.